you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. There was no way till you made one. Grace upon grace, hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. Even though I couldn't earn it, you give it. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. I'm just grateful for you.
koning van die koning, Here van die Here, mag U al die lof en al die aanbidding kry vanoggend. Waardig is U naam. Amen. Welkom by ons aanbiddingsdiens. Jy mag jou sitplek gou inneem. So ons het hierdie oggend getitel Wonderwerke. En die Bybel is vol wonderwerke. Ou Testament, Nuwe Testament. Daar is so baie, maar het jy geweet? Daar is net 37 wonderwerke, unieke wonderwerke opgeteken wat Jesus self gedoen het. As jy in die Ou Testament gaan kyk, is daar, ek dink, enigiets tussen 80 en 120, hang af hoe jy dit opbreek. Want baie van die skrif sê, hulle het siekes genees. Hulle het vir baie gebid. So dit groepeer 'n klomp getalle. So daar is nie 'n spesifieke getal nie. Ek dink dis onmeetbaar baie. Johannes 21 vers 25 sê, nou jy onthou, Johannes het saam met Jesus geloop. Hy het die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het. Hoor wat skryf hy, en dit het vir my perspektief gebring oor hoe baie wonderwerke daar is. Daar bestaan nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As hulle egter een vir een opgeskryf moes word, dink ek sou die wêreld nie plek vir al die boeke wat geskryf word het nie. Hoe ongelooflik is dit nie? Daar is te veel om te noem. Die Bybel sê plus minus 150 all together. Johannes het God se wonderwerke, Jesus se wonderwerke gesien. Nou ons kan vinnig deur die volgende deel gaan. Daar's wonderwerke, ek kan jou vat deur die Ou Testament. Die skepping, Noag se vloed, toring van Babel. Sara wat swanger geword het op 'n baie hoë ouderdom. Profete Elia, Elisa, julle daar's te veel om op te noem. Julle kan so 'n paar slides aangaan. Een van die grootste wonderwerke, Jesus is opgewek uit die dood. Dogtertjie van Jairus, die weduwee se seun, Lazarus. Na Jesus se koms, na Jesus se handelinge het die Heilige Gees gekom. Mense het in tale begin praat. Petrus en Paulus het so baie genesing gedoen na Jesus. Skadu van Petrus het mense genees. Bloot die skadu van Petrus. Paulus oorleef 'n slangbyt. Weet jy van daai wonderwerk? Die definisie van 'n wonderwerk is 'n wonderbaarlike of onbegryplike gebeurtenis. Cannot be explained. It's not something in my control. Ons wil altyd hê wonderwerke moet glamorous en dramaties wees, soos in die movies. Daar gaan glitter uitkom en daar gaan 'n cool soundtrack wees wat speel. Want ek het nou die Here gevra vir hierdie ding, want dis wat ons verwag. Ek dink die wêreld en die flieks en die goed wat ons kyk, skep sulke onrealistiese verwagtinge. En vanoggend terwyl ek met die band hierdie goed deel, sê Ben 'n ding. En dit tref vir my. Ben, ek gaan dit nou gebruik. Want dit gee perspektief. Wonderwerke is so sonde. As ek nou 'n klein sweetie steel van die bank af en of ek 'n voertuig steel. Sonde is sonde. Miracles are the same. There's no big and no small. Dis dieselfde, wonderwerk is 'n wonderwerk. Of jy nog asem in jou longe het. En of daar iets doodgewoon by jou gebeur het, want onthou nou, die definisie van 'n wonderwerk is buite die gewoon. Nie normaal. Daai ongeluk waarin jy amper was, is 'n wonderwerk. Want jy weet, ons sê die dinge, ons sê, woe, is 'n wonderwerk, ek het daai toets geslaag. Jy het nog nie geleer nie, en jy is deur, studente.
It's a miracle, big or small. Dis so sonde, daar's niks groot of iets klein nie. Sjoe, daai ou se genesing. Dis regtig sy herstel, dit was 'n wonderwerk na daai besering. Ons moet nie ligtelik omgaan met hierdie goed nie. Jy mis die heerlikheid van die Here as jy goedkoop omgaan met alledaagse wonderwerke. Dis iets wat onmoontlik of baie onwaarskynlik lyk. Dis iets wat hoop, genesing en verandering bring. 'n Wonderwerk is goddelike ingryping. Dis 'n bo-natuurlike ingryping van ons Here. Wonderwerke lyk so. Krag wanneer jy swak is. Vrede in moeilike oomblikke. Daai woord wat iemand vir jou kom spreek en jy dit so nodig het, that's a miracle. Daai vrede wat jy het in jou grootste angs oomblik, it's a miracle because it's not normal. Die angs is nie normaal nie. Ek wil eintlik amper vir jou sê, ons moet daai Jesus freaks raak, wat omdat jy 'n verkoue gehad het en hy so vinnig genees, moet jy sê dit was die Here se genade, dis 'n wonderwerk, want siekte kom nie van God af nie, amen. Jy mis die alledaagse wonderwerke. Vrede lyk soos 'n oop deur, wanneer alles anders toe en onmoontlik lyk. Maar ek weet dit is moeilik. Dit is moeilik om jou eie wonderwerke te sien. Ons het Roxanne wat die mooiste alledaagse wonderwerke het. Dis eintlik 3 mense en dis leidrade vir hulle wonderwerke. Roxanne, jy kan so lank kom. Sy gaan jou vertel van haar wonderwerk. Ek bid dat die Here jou geestesore en oë nou oopmaak, dat jy sal attent wees en dat jy dalk jouself in haar storie sien, of dat dit dalk vir jou hoop, genesing en verandering sal bring, want daarom gee ons getuienis vir hoop, genesing en verandering van ander. Hallo almal, ek hoop dit gaan goed. My naam is Roxanne, vir die wat my nie ken nie. Ek gaan in Engels vandag praat, want ek express myself beter in Engels. So, my storie vandag is God never left me. I was in God's protection since the day I was born. When my parents dedicated me to God, a prophecy went out and said I would be like an Esther, making a difference in big ways. I was placed in my parents' care by a woman who would years later save my life again, Auntie Annelie. 2 years ago, I experienced God's protection in ways I will never forget. I was sitting in my room, getting my hair braided, while my boyfriend was sitting in the living room, when Auntie Annelie came to collect the children's church crate. As we stood outside talking, a car suddenly pulled up, moved and parked in front of us. We thought nothing of it until a man got out. He demanded Auntie Annelie's car keys. She refused and stepped back. She refused and stepped closer to me. When she said no again, he said if she doesn't give him the keys, he would rather take me instead. In that moment, she stepped in front of me and pushed me behind her to protect me. He became angry and reached into his pants. I wasn't sure, but it looked like he might have a weapon. And instantly something told me to call my boyfriend. I screamed his name. Keep in mind, my boyfriend is super skinny, like very, very skinny. And he doesn't look threatening at all. But in that moment, he came out the gate. It wasn't him. The people saw a giant because he didn't come out alone. God sent his angels with him.
The people in the car called the man back, and they all left to the shop up my street. My sister drove behind them to get a license plate, but the moment she got to the car, they were gone, and it was just the woman sitting in the car. I believe God was protecting my sister in that moment because she was not thinking straight. The day I saw God's grace over my life, even when I felt alone, He never left me. After that, I struggled with trauma. I went to therapy while trying to keep up with school, my marks dropped, and my mental health suffered. On top of that, people I didn't even know were speaking badly about me. It was a very hard season for me. My mom then sent me to a Christian counselor. On my first day, she told me I needed to decide whether she was the right person for me or not. In that moment, after she told me that, I saw God's face, not in fear, but in peace. He smiled at me in the most warm and loving way, and immediately I knew I wasn't alone. Since then, God has continued to show me that He is my Father, and that He will always be with me, even in the moments when it doesn't feel like it. Dankie julle. Ek wonder, Engel, wil jy nie vir my daai Anke se stand bring nie? Dankie. Af. Los hom so, dis alright. Ek wil vanoggend begin deur te sê, who am I that I'm on your mind? Hy is groot, hy's onmeetlik, hy's oneindig. Ek gaan my getuienis begin met Psalm 104. Dit lees so: Ek wil die Here opreg en met toewyding prys. Here my God, hoe geweldig groot is U. U is bekleë. U is bekleë met majesteit en eer. Bedek met 'n mantel van lig. U span die hemelkoepel soos 'n tent. U bou U woning in die waters daarbo. U maak die wolke U strydwa. U ry op die vlerke van die wind. Die stormwinde is U onderdanige boodskappers. Die weerligstrale U dienaars. U vestig die aarde op sy fondamente, sodat dit nooit sal bewe nie. My getuienis het 'n lang weergawe en 'n kort weergawe, en ek gaan vanoggend net die kort weergawe met u deel. Maar ek dink baie van die mense hier weet dat ek wil nie sê 'n ding het met vere nie, maar ek het getuienis oor dit. Jare terug, toe Bertha Leroux, Hansie Cronje se vrou, 'n artikel geskryf, en ek het die artikel gelees. In daardie stadium het ek en Callie deur 'n baie moeilike tyd in ons lewe gegaan. En sy het geskryf in hierdie artikel dat sy vir die Here gevra het vir 'n teken toe sy deur 'n moeilike tyd gaan, en toe sy buite haar voordeur stap, toe lê daar 'n veer. En toe ek dit lees, toe sê ek, Here, ek en Callie het nie op hierdie oomblik 'n veer nodig nie.
Ons het 'n voeltjie nodig met baie vere. En die volgende oggend toe ek my badkamervenster oopmaak, toe daar 'n swerm mossies buite ons badkamervenster op die gras. En ek het net die gewaarwording gehad dat dit gaan oukei wees. Desember maand gaan ons saam met ons kinders op vakansie. Ons was Belito toe. En die tweede dag, ons het die dag daar aangekom en die tweede dag toe ons daar was, het ons 'n wonderlike dag gehad, wonderlike weer gehad. En later die middag toe besluit ons gaan ons wil kos kry, maar ons het ook kruideniersware nodig. En Charles en die dogtertjies besluit Mignon en Milan, hulle gaan vir ons vis en skyfies kry, en ek en Callie en Alana gaan gou checkers toe. Toe ons terugkom van ons inkopies af, toe ons in die huis inkom, toe lê Milan in slaap. Alana het toe gesê, ons moet haar wakker maak, want ons wil eet, die Charles was toe klaar daar met die kos gewees. En toe Alana aan Milan vat, toe sy 4 warm. En sy maak haar toe wakker, maar sy reageer glad nie. Ons het dadelik geweet, daar is iets fout. Charles het haar slap liggaampie opgetel in sy arms. En ons het almal bakkie toe gehardloop. Ons was almal dadelik in 'n toestand gewees en gejaag. Nou, ons was lanklaas in Belito gewees, so ons het nie geweet waar is die hospitaal nie. Charles het sy Waze, of ek weet nie of hy wat het hy opgesit nie, en hy het volgens dit gery. En ek en Alana het die heeltyd met Milan gepraat. Sy het later, na die tyd, vir ons gevra, hoekom het julle heeltyd op my geskreeu? Want ons het heeltyd, Milan word wakker, Milan. Toe ons by die hospitaal kom, was die Here so goed vir ons gewees, dat daar was nie pasiënte, daar was niemand in ongevalle nie, en hulle het daar dadelik deurgevat, en soos ons nou maar is, ons is almal toe saam in die ongevallekamer, en die dokter het toe vir my en Callie en Mignon gesê, ons moet uitgaan, net mamma en papa mag saam met Milan wees. Mignon het gehuil en ek het gebid. En ek weet nie, Callie was daar, maar ek was so besig met die Here gewees. En op 'n stadium, ek het geloop, ek het nie omgegee, dit maak mos nie saak nie, ons roep na ons God hardop, dit maak nie saak of ander mense jou hoor nie. En ek het op 'n stadium, ek was regtig so ontsteld gewees, want sy was regtig leweloos gewees. Ek het op 'n stadium gaan sit op 'n stoel, en ek weet ek het vir Mignon gekyk, sy was bloedrooi gehuil, en ek het gaan sit en met my hande so, begin bid, en ek het gebid, ek sê, Here, raak haar aan, Here, wat dit ook al is, herstel haar. En die volgende oomblik, toe ek my oë oopmaak, toe ek so tussen my bene kyk, tussen my voete, toe lê daar hierdie pink veer. Nou, ek het onmiddellik rondgekyk en gesê, waar kom die veer vandaan? Dis 'n pink veer. Dis 10 teen 'n veer wat gekoop is, want jy kry daai pakke vere wat gekoop is. En ek het net geweet, sy gaan rond wees. Die dokter het haar op 'n drip gesit, en ons is huis toe. Toe ons terugkom van vakansie af, het hulle haar gevat vir 'n CT scan, en daar was niks gewees nie. Sy gaan nou weer in Junie maand vir 'n EEG. Is dit 'n EEG wat hulle die brein skandeer? Maar ek wil vir u sê, ek het later besef wat 'n veer beteken. Ek het dit geleer. Pastoor Josh McCauley het die 22ste Maart oor Psalm 91 bedien. En ek was besig om klaar te maak vir kerk, maar ek het geluister. En wat vir my besonders was, is op die skerm agter waar hy
waar hy bedien het, was 'n groot wit vlerk. En as jy Psalm 91 lees, vers 4. Ekskuus, ek soek net die vers. Hy sal jou op sy hy sal jou op sy vlerke en onder sy vleuels beskerm. Dit is 'n wonderlike analogie dat die woord van die Here dit sê oor ons. En dan wil ek weer vanoggend sê, who am I? Toe ek vanoggend hier staan en ek sing en ek weer afkyk, toe lê hierdie selfde veer weer tussen my bene. God is 'n persoonlike God. Ek het in die begin gelees hoe onmeetbaar, hoe onbeskryflik groot hierdie God is. En tog stel hy in ons belang. Ek lees van 'n boer in Kanada wat sy plaas het afgebrand. En toe hy op hierdie afgebrande velde stap, toe sien hy iets daar lê en dit was 'n karkas van 'n hen. En toe hy daai hen so omskop, toe hardloop daar 3 kuikens uit. Vlerke of vere het 'n beskerming wat die wetenskap nog nie kan beskryf nie. En God sê, hy wil ons onder sy vlerke beskerm. Hy's 'n persoonlike God. Hy's 'n God wat in ons belang stel, soveel so dat hy in 'n oomblik van chaos 'n pink veer in 'n groot hospitaal tussen my voete kom plaas. En dan vra ek weer, who am I? Wie is ons dat God so intiem in ons belang stel, ons beskerm en ons nader trek? Mag die Here u ryklik seën. Goeiemôre almal. Kyk, ek wil julle vanoggend net vertel van my wonderwerk. Die wat my ken, my naam is Hannes. En ja. So ek was 15 jaar oud toe ek begin dwelms gebruik. En ja, saam met die dwelms mettertyd het ek begin dwelmhandel en roof en inbreek en steel. En ja, daar het 'n tyd kom wat ek nie meer sonder die dwelms kon funksioneer nie. Ek was volslaaf addict en dit het my tot op die straat gedruk. Ek het 'n tydperk van omtrent 7 jaar op die straat gebly. Was in bendes, gangs en dit het 'n baie slegte impak op my lewe gehad. Ek was 16 keer gesteek, my linker oog verloor, het 'n klein kaliber skoot oorleef, ons is daarom net in die been, so dit is 'n wonderwerk, vanaand kan hardloop. En ek het my familie soveel skade gedoen, ek sou meer sê my ma en my stiefpa, ek het so kwaad vir hulle gehad, omdat hulle my nie meer wou invat nie, maar ek meen ek het hulle goed gesteel. Wie gaan jou wel invat as jy hulle goed steel? Ek het hulle baie skade gedoen, en ek het 'n haat vir my stiefpa begin kry. En nou met 'n nugter mind kan ek dink, en ek kan dink, hy was nog steeds altyd daar vir my. Hy het nooit sy rug op my gedraai nie. Hy wou my nie by sy huis hê nie, maar hy het nooit sy rug op my gedraai nie. En ja, toe die een dag sit ek met 'n naald in my arm, ek wil dwelms inspuit, in 'n dwelmhuis op die 2de verdieping, so reg in hierdie berge, ek dink en ek kry net 'n conviction oor my. Ek
ek begin huil en ek verstaan nie hoekom nie. Ek meen, ek is so hoog soos 'n kite. Ek begin huil en ek spuit alles net uit. Ek maak die venster oop, ek onthou dit soos gister en ek gly by die geet af. En ek besluit, ek's klaar. Ek hardloop weg uit Klarsop uit terug Kreersdorp toe, bly hier by my tannie in West Village. Slop op so 'n klein sleeper couch, maar ek is asval. Maar lyk sleg. Weet, my oom het vir my alprazolam of iets gegee my te laat slaap vir die hele week, want ek het onttrek en ek wou net weghardloop en ja, doet my niggie, almal ken haar Rona. Sy het eendag vir my gesê, dis 'n manne ding by die kerk dan. Daai oomblik was ek skoon, maar was nog nie reg vir die lewe nie. En ek het hierna toe gekom hier by Connexo en sy het my Uber gereël. Alles in my lewe kom van een Uber af die laaste ruk. En ja, ek het gekom vir daai manne ding en ek het begin welkom voel. Ek het regtig gevoel of ek deel is van iets vir die eerste keer in my lewe wat eintlik nie my in die tronk gaan sit of volgatig steek gaan kry nie en waar ek weer soos 'n mens gevoel het. En kort daarna het Pastor Kali my gedoop. Het betrokke geraak by die mannebediening en by Connexo Care. En ja, alles deur een Uber. En dan so dinge net begin beter raak. Ek het my pragtige vrou Des ontmoet. Sorry. Wat my baie bygestaan het met my pragtige kinders wat daar by hulle sit. Wat my altyd versterk en help, bystaan en baie dankie aan Pastor Kali en Renshaw, maar die belangrikste is, ek wil net dankie aan God, wat dit wys net, jy kan wees waar jy wil wees in die wêreld, op straat, in die diepste gutters, mense beroof en besteel, maar sodra jy weet, God het jou vergewe, en jy jou lewe kan regkry, en jy jouself, daai is die belangrikste, jy jouself ook kan vergewe, maar dis die moeilikste, dan is jy tot alles in staat, van die straat, in die donker, waar ek vandag kan sê, ek het sukses behaal, ek het geloof, ek het 'n wonderlike kerk, ek het 'n wonderlike God, ja, baie mense wat my nou bystaan, dankie. Kom ons gee God nog 'n lofoffer vir hierdie wonderwerke. Weet jy wat is ongelooflik is dit? God kyk jou nie mis nie. Tannie Renshaw het gesê hy maak bemoeienis met jou, hy's 'n persoonlike God. He meets you where you are in the language that you understand. Dit nie hoe belangrik dit is dat jy iemand moet nooi na die huis van die Here toe, want kyk wat sy lewe het verander. Rona was gehoorsaam. Belangrik dit is dat Roxanne het God se gesig gesoek en sy het dit gesien, fisies gesien. Hy het haar beskerm sonder dat sy dit geweet het. Hy was daar, sy hand was oor haar. Toe sien jy nou bietjie beter. Kan jy sien wat God in store het vir jou? Die wonderwerk in jou eie lewe wat jy mis. Markus 6 vers 13, net nadat Jesus sy disippels gekies het, hy het sy 12 gekies, sê die Bybel, het hulle baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en hulle gesond gemaak. Die disippels het olie gebruik saam met die krag van gebed. Ons het spesiaal salwingsolie gemeng, oor dit gebid en daar staan botteltjies onder die kruis en daar staan botteltjies by daardie speaker. En voordat ons nou gaan oorgang, want ek dink jy weet wat kom, wil ek jou gou iets verduidelik oor salwingsolie. Samuel het vir Dawid gesalf.
Hy het hom afgesonder, uitgesonder, heilig gemaak vir God. In Jesaja is daar geskryf om heilige salfolie te maak en die Ark of the Covenant moes gesalf word. Dit was heilig gemaak vir God. Sien jy wat doen salwingsolie? Dawid, Psalm 23 skryf, U salf my hoof met olie, my beker loop oor. Nou dit dui op seën en oorvloed en sorg, maar toe gaan kyk ek bietjie dieper oor skaapwagters en olie en hoekom. Weet julle dat skaapwagters olie smeer? Hulle drench eintlik hulle gesigte in olie. Weet jy dit? En ons redes hoekom. En dan gaan ek terwyl ek praat, wil ek hê jy met die parallel trek tussen jou flock of God, my skape ken my stem. Hy is ons goeie herder. So hoor gou wat maak die salwingsolie. Skaapwagters smeer die olie aan skape se oë en neuse, want insekte pla hulle, dit maak infeksie, dit beskerm hulle teen die goggas. En goed wat kom wil infeksie maak. Weet jy hoe belangrik is jou neus en jou oë? En volgende jou mond. Sien jy dit? Hy beskerm jou teen die nonsens van die wêreld as jy die salwingsolie van God oor jou het. As dit skaapwagterolie op 'n skaap se oë oor sy hoof smeer. Omdat skape so maklik seer kry, kyk hulle is lawwe goed, soos die mens. Ons kry maklik skrape en seerplekke. Daai salwingolie salf en maak die wonde sag en dan bevorder dit genesing, het jy geweet? Ek het nie. Enige weet olie is so powerful nie. Dit sluit eintlik in. Dit voorkom die infeksie. Dit verminder konflik tussen die skape, het jy dit geweet? Skape en bokke, hulle het 'n gewoonte om so kop eerste in mekaar in te ram, is die woord. Dit verminder konflik, weet jy hoekom? Want daai olie maak dit glad. Dit drup dan van jou af, dan dit verminder die besering as ek bots met 'n ander, is wat die salwing van Christus doen. Sien jy dit? Sien jy wat maak die salwing van God? Dit maak dat wanneer ek bots met iemand, reageer ek nie so aggressief nie en ek maak nie iemand anders so seer soos wat die menslike tong sou nie. Dit bring kalmering en versorging. Die olie het 'n strelende effek en is duur. So ons dink in Bybelse tyd, olie was duur. Dit wys dat die herder sy skape liefhet en hy sorg vir hulle. So hier is dit. Die salwingsolie bied vir jou beskerming. Dit bring genesing. Dit gee vrede in chaos, jou woorde. Hy sorg persoonlik vir jou. Want is 'n liefdestaakie om die olie oor die hoof van 'n skapie, my skape te sit. Dit wys, I care and I do it with love and intention. Hy sorg persoonlik vir jou, net soos wat 'n herder vir sy skape sou sorg. God doen dieselfde vir ons. Hy beskerm, genees en sorg vir ons. En jy kan 'n parallel trek met die simboliek van die nagmaal. Daar lê nie krag in die broodjie en die sappie wat jy drink nie, maar dis die simbool, dit is die teken van sy liggaam. En dis wat ons doen met die salwingsolie. Soos 'n herder oor sy skape se kop gooi om hulle te beskerm en te genees, so salf God ons met sy teenwoordigheid. Hy bring vrede, hy bring beskerming, hy bring herstel. Dis 'n mantel van seën. Ek gaan jou vra om op jou voete te staan. Hierdie mantel van seën wat van die salwingolie afkom, bedek jou met God se vrede en genesing. Verlang jy 'n wonderwerk? Sê jy, Anke, ek sukkel. Ek sien nie my eie wonderwerke nie, of ek worstel al baie lank. En ek smag na die ingryping van God. Ek wil 'n bo-natuurlike ingryping hê van die Here. Ek gaan nou pastoor vooruit gaan.
wil jy nie nou jou hand opsteek en sê ek verlang 'n wonderwerk, daar's hand. Daar is nog hand. Prys sy naam. Who am I that you keep me on your mind? Halleluja. Hy maak bemoeienis met jou, hy ken jou situasie. Dis baie hande wat opgaan vanmôre. Ek weet nie of jy dit beleef nie, maar ek beleef die teenwoordigheid van God se Gees in hierdie plek. En ek is oortuig in my hart dat God vanmôre iets baie spesiaals wil doen. As jou hart ontvanklik is, as jou hart oop is, dan wil ek vir jou sê, jy gaan ontvang. Jy gaan ontvang. Die deurbraak waarvoor jy hoop, is daar. Die oorwinning wat jy na smag, dis daar. Die genesing waarop jy hoop, dis daar. Die soeke na God, dit is daar. En ek wil in dieselfde tyd vra, as hier iemand vanmôre is, wie nog nooit sy of haar hart vir Jesus gegee het nie, nog nooit 'n besluit gemaak het vir Jesus nie, dan is dit nou die geleentheid. Luister, baie mense dink dat hulle goeie mense is, en op grond van hulle goedheid sal hulle 'n regmerkie kry by God. Sal hulle die hemel kan beerwe op grond van hulle goedheid. Vriende, ons kan nie die hemel binnegaan op grond van ons goedheid nie. Ons kan net die hemel binnegaan op grond van ons geloof in Jesus Christus. Om hom te aanvaar as ons verlosser, ons redder en ons saligmaker. En ek glo dat die Here vanmôre hier met mense wil ontmoet. En ons is gereed. Ek wil vra dat die pastore hier teenwoordig saam met my kom, as ook die leierskap wat hier teenwoordig is. Stap uit asseblief, kom help ons. Hier is botteltjies met salf, aan my linkerkant hier is botteltjies met salf, aan my regterkant. Dankie pastore, sal julle kom. Leierskap, ekskoulede, asseblief, kom help ons. Jy wat vanmôre jou hand opgesteek het, ek wil hê met die oortuiging neem nou van jou hart, stap uit jou bank uit en kom staan hier, en ons wil jou salf vanmôre. Ons wil jou salf vanmôre, in Jesus naam. Kom nou, moenie wag nie, kom. God is hier, die Heilige Gees is hier. Al moet ons 2 rye maak, al moet ons 3 rye maak. Maar kom nou, in Jesus naam, in Jesus naam. Staan vir my so 'n bietjie vorentoe, staan so 'n bietjie vorentoe. Dat mense nog agter kan inbeweeg. Kom ons beweeg in. Jy weet waarom is jy hier vanmôre. Terwyl jy hier staan, begin met God praat. Begin hom vertel, begin vir hom sê, Here, ek staan hier, en dit is die wonderwerk waarvoor ek hier staan. Dit is wat ek begeer, dit is wat ek verlang. Praat nou met God. Praat met God. Kom deur vir ons, asseblief. Kom deur, kom staan hier voor. As daar nog geestelike werkers is wat vir ons kan help, kom stap uit. Kom help ons asseblief. Hier's nog 2 botteltjies olie hier, as daar iemand is wat olie wil hê om te help om te bid. Halleluja. Daar's nog olie. Dankie Jesus. Is jy gereed om hom te ontvang? Moet bly. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Dis nie deur mag nie, dis nie deur geweld nie, maar dis deur my Gees, sê die Here.
En ek bid nou dat Renée in hierdie oomblik 'n antwoord kry vanuit die troonkamer van God. Bid dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, nou in jou hart gaan heers. Wanneer jy twyfel, en jy is nie seker nie, moet dit nie doen nie. Wanneer daar 'n vrede is, en jy weet dit is God se wil vir jou lewe. Daar's nie gedagtes wat bots, konflik in jou hart en in jou gees en in jou gedagtes nie, kan jy weet God is in die saak. Ek bid Here dat U vir haar 'n duidelike antwoord gee. Ek bid dat U haar liggaam aanraak, dat U haar genees. Ek dank U vir die wonderwerk wat vanmôre hier plaasvind, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ontmoet nou met haar, en ek sê by voorbaat dankie Here. Amen, 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 amen. Ek salf jou bied, jou wonderwerk, ontvang jy vanmôre. God ken jou hart. Hy weet hoekom jy hier staan. Hy weet wat jy van God verlang, wat jy van God vra. Hy ken jou gedagtegange. Hy is die kenner van jou hart, hy is die proewer van jou niere. En in die naam van Jesus bid ek nou, Here, gee vir hom die wonderwerk waarvoor hy hier staan. In Jesus naam. In Jesus naam, ek bid dat daar geloof in sy hart sal wees. Dat hy dit nie sal betwyfel of bevraagteken, maar dat hy sal glo, by God is alle dinge moontlik. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Ek salf jou, jy weet hoekom jy hier staan. Dankie Here, U weet, en ons sê net dankie vir die ontvangs van hierdie wonderwerk. Bande breek, deure gaan oop, paaie word gelyk gemaak. In Jesus naam. Ek sien in my gees hoe jy hardloop en huppel en spring met jou hande in die lug en hoe jy juig vir dit wat God vir jou doen. Ontvang jou wonderwerk in Jesus naam. Ontvang dit in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. 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 In Jesus naam. Ek salf jou in Jesus naam. Ontvang jou wonderwerk. Nou, in Jesus naam. Liggaamlike krag, uitkomste, voorsiening. Voorsiening, voorsiening. Dankie Here. Dankie Here, U weet hoekom sy hier staan. U weet wat is die wonderwerk wat sy nodig het. Gee dit nou in Jesus naam. In Jesus naam. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Dion, ek salf jou. In Jesus naam. Ek dank U Here. Ek dank U vir die wonderwerk wat U nou gee. In Jesus naam. U voorsien na die rykdom van U genade in sy lewe. En ek dank U Here dat U 'n pad gelyk maak en dat U 'n deur oopmaak. Ek dank U Here dat daar uitkomste kom waarvoor hy verbaas gaan staan. 'n Deurbraak soos min in sy lewe in Jesus naam. Orondo bokosai anda bakasiti anda. Dankie Here in Jesus naam. 'n wonderwerk, 'n wonderwerk, 'n wonderwerk is joune. Ja, amen. 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 'n magtige deurbraak. 'n magtige voorsiening, 'n magtige uitkomste in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Dankie Here, ek salf jou in Jesus naam. Let U, ontvang jou wonderwerk. Noem dit voor die Here, noem dit, sê dit, en glo en ontvang, want by God is alle dinge moontlik. In Jesus naam, in Jesus naam. Dankie Here, dankie, ons loof U, in Jesus naam. Die res van die gemeente soos hier staan, strek net die hande uit na hierdie mense. Hier is 'n geweldige salwing. Hier is 'n verskriklike salwing wat hier teenwoordig is. Sal U net saam met ons stem en saam met ons bid. Dankie Rian, salf jou in Jesus naam. Dankie Here vir die wonderwerk wat U voorsien in. Amen. Dit gebeur nou. Nie môre nie, nie oormôre nie. Nou in Jesus naam. In die geestesdimensie is daar 'n magtige deurbraak in Jesus naam. Ontvang dit, Mariska, in Jesus naam, 'n magtige deurbraak. In die naam van Jesus, ontvang jou wonderwerk. God gee dit vanmôre. Jy hoef niks te doen nie. Kom sit by die voete van Jesus, vertrou hom, glo hom. Bely dit, verklaar dit. Sê Here, my wonderwerk neem ek in besit. In Jesus naam. In Jesus naam.
In Jesus naam, ek salf jou in Jesus naam vir jou wonderwerk wat by God bekend is. Rede hoekom jy hier staan. Ek loof U, Here, ek loof U, ek prys U naam. Ek dank U, Here, dat hierdie vrou vanmôre ontvang uit die hand van die Here. Deure gaan oop, paaie word gelyk gemaak, voorsiening gebeur, uitkomste vind plaas. 'n Magtige ingryping van God deur sy Gees in jou lewe, waarvoor jy verbaas gaan staan. Jy sal weet, dit is God en niemand anders nie. In Jesus naam. In Jesus naam. Channelie, ek salf jou in Jesus naam. Ek dank die Here vir 'n magtige deurbraak, 'n wonderwerk. Jy staan in proxy hier. Dis wat ek ervaar in my gees. Jy staan hier ook vir iemand anders. En ek bid nou in Jesus naam, terwyl jy hier is vir jouself, maar ook vir iemand anders, dat daar nou 'n deurbraak kom, dat daar nou oorwinning kom, dat daar nou uitkomste kom, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Dankie Here, ek loof U. Ek loof U, ek loof U, ek loof U, ek loof U. Ek prys U naam, prys U naam. Is julle al gesalf? Jy besig, dankie, in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam, ek salf jou Marie. In Jesus naam, dankie Here, jou wonderwerk gebeur vanmôre. In Jesus naam. Noem dit nou, sê dit. Sê Here, ek ontvang my wonderwerk. Noem daar die wonderwerk. Dit waarvoor jy hier staan. Eis dit op in die naam van Jesus. Dankie Here. Deur die krag van God word dit 'n werklikheid in jou lewe. Seën, ek salf jou in die naam van Jesus. Ek dank U Here. U gee vir hom die begeerte van sy hart, die rede waarom hy hier staan. Ek roep die wonderwerk na hom toe in Jesus naam. Dit wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. En ek dank U nou Here dat U gee ooreenkomstig U goddelike wil en raadsplan vir sy lewe in Jesus naam. In Jesus naam. Ek salf jou my skat. Ek salf vir jou en Tony, ek salf sommer vir jou ook. Oupa, dogter, kleindogter, in Jesus naam. Ek dank U vir 'n magtige deurbraak, 'n magtige voorsiening. Deure gaan oop, paaie word gelyk gemaak, hindernisse word verwyder. Insig en wysheid. Dis wat ek in my gees ervaar. God sê ek moet bid vir insig en wysheid. Ek bid nou Here dat U antwoorde gee waar nie antwoorde is nie. Ek bid vir genesing. Ek bid vir uitkomste. Ek bid dat die krag van God vaardig word en dat daar 'n deurbraak plaasvind vanmôre in die naam van Jesus. Dis nie deur mag nie, dis nie deur geweld nie, maar dis deur my gees, sê die Here van die leerskare. God sê, vertrou my. Vertrou my, moenie vaskyk in die sigbare, die sienlike nie. Jy gaan struikel, jy gaan val, sê die Here. Maar as jy vanmôre jou oë op my gefestig hou, sal jy ontvang die begeerte van jou hart en dit waarvoor jy hier staan. 'n Bonatuurlike wonderwerk in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus.
Jesus naam. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ek salf jou in Jesus naam. In Jesus naam. Kom uit, ek moet nou met jou praat, nou en nie ander tyd. Kom. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlang en ek ben aan U, U alleen is my bron van krag, en U Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Net so bly staan asseblief. Kobus, ek wil jy moet kom asseblief. Gaan jy hom ophelp dat hy hier op die verhoog kom asseblief. Wat Kobus nou met ons gaan deel is net ter bevestiging van Rensha se getuienis vanoggend. By 'n manne geleentheid vroegoggend het hy na my toe gekom en met my kom praat oor my kleinkind, Milan.
En op daardie stadium en tot en met vanoggend is dit ek en hy wat kennis gedra het van dit. Sal jy met die gemeente praat asseblief? Sal jy vir hulle sê? Môre kerk. Dit wat ek nou wil sê, het 'n paar jaar terug gebeur. Hoe oud is sy nou? Sy is nou 6. 6 jaar terug. Ons was by die manne aand. Pastoor was daar, ek het daar gesit. Grootste skrapjeke van nie veel geglo nie. Want die Bybel sê ook die Here gebruik nie spesiale mense nie, hy gebruik enige mens. Amen. En die Here het met my gepraat en het het geklink soos 'n holpyp. Ek het dit vir pastoor gesê, daar's net 2 mense en as ek vandag hier sit en lieg, dan lieg hy ook. Die Here het die woorde was, staan op, gaan sê vir daai man, daai dogtertjie maak keer niks. En ek wou nie. En op die ou ende, 'n paar sekondes later, het iets my opgetrek. En ek het na pastoor toe gestap en vir hom gesê, pastoor, die Here het nou net vir my gesê, daai dogtertjie maak keer niks nie. Wie is ek om teen ginekoloog te stry? Of om so uitspraak te kom maak. Maar ek het dit gedoen, ons albei het begin huil, as ek lieg, dan lieg hy ook. Ons albei het begin huil en het gebid. En ek nog altyd vir Lena gesê, ek moet hieroor praat. En Rensha, daar is sy, daai dogtertjie is, ek ken haar nie, maar sy is spesiaal. Kan ek Iets wat ek, net ek en pastoor, vir 6 jaar weet. Kan ek hier inkom? As die mense is wat nie weet waaroor Kobus praat nie. Toe Alana swanger was met Milan, het die dokters vir haar en Shaal ingeroep en gesê, eintlik moet ons haar gaan haal. Die dokters het hulle ingeroep as ouers en vir hulle gesê dat sy moet geaborteer word. Want sy gaan 'n waterkoppie wees en 'n mongooltjie. My skoonseun, my seun Charlie, het daai tyd besluit, hy weier om te aanvaar wat 'n dokter vir hom sê. En hy 2 weke gevas en bid en God vasgegryp vir die geboorte van Milan. Milan is gebore. Milan het nie 'n waterkop nie en Milan is nie 'n mongool nie. Milan is in 'n doodnormale skool. Milan presteer. Sy gaan 'n groot atleet word want ons sien dit is waartoe dit beweeg en ons eer God en dit is wat daardie dag gebeur het toe Kobus na my toe gestap het terwyl sy nog in haar mamma se baarmoeder was. Het hy na my toe gekom en gesê, profeties gespreek en gesê, daardie kind sal lewe. En ouma, bring haar. Hier is sy. Daar is sy. Daar sien dogtertjie wat. Is God groot en is God goed? Kan ons die Here 'n beter lofoffer gee? Amen. Hier staan sy. Hier staan sy. Dankie Kobus. Dankie. Is daar nog 'n testimony? Daar's nog 'n testimony. Asseblief, daar's nog 'n testimony. Kom net asseblief. Sê vir iemand langs jou, vanmôre het ons kerk. Staan net so. Goeiemôre gemeente. My naam is Cecile Huiselers. Ek is pas nie terug van vryheid af waar ek 4 jaar gewoon het. Ek het 'n paar jaar gelede het ek met olie gebrand op my bors en dit het net al hoe groter geword. En vir 'n jaar het dit nie gesond geword nie. Ek het alle salwe probeer, maar niks wou werk nie. En toe besluit ek om dokter toe te gaan.
En hy sê toe, ek is jammer om jou mee te deel, maar jy het kanker. Dis kanker wat op jou voorbors is. En ek het gegaan en die Here vasgegryp. En vir die Here gesê, Here, U is geen mens dat U sal lieg nie. Deur U wonde het daar vir my genesing gekom. En ek skuil onder die skuilplek van die Allerhoogste. En ek sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En geen plaag en siekte gaan naby hierdie tent kom nie. En ek het die Here aan sy beloftes herinner. Nag vir nag het ek gebid. En ek het teruggegaan en hy het dit gebrand met droë ys. En ek kon kuier, ek besluit toe ek gaan na die Chespa toe vir my broer vertel wat sê die dokter, maar wat sê God. En ek het by my broer gekom en hy sê, probeer, maar intussen tyd gee die Here vir my hierdie verhaal van die man wat die vye koek moes opsit op die sweer, dat die sweer gesond kon word. En ek kom by my broer en hy sê, probeer hierdie buisie salf. En die derde dag wat ek by hulle is ek in die stort en daar val die roof af in die stort. En ek sê, loof die Here. En intussen die tyd het dit begin genees. Amen. Maar daar toe nou nog 'n ding gebeur. Ek het weer met olie gebrand. Ek het my voet verbrand en my hande, maar geen pyn gehad nie. Amen. En hulle het vir my antibiotikas gegee. Maar God is so groot. Alle medisyne wat hulle my gee, het bygedra tot verdere genesing van hierdie kanker. Amen. 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 Halleluja. Hallo. My naam is Bernadine. Ek het in laas jaar my werk verloor. Ek het in laas jaar my werk verloor en dit was 'n moeilike tyd. Ek het gebid en toe begin ek te freelance en met daai geld het ek net genoeg gemaak om my polis te betaal. En toe kom ons kerk toe en ek bid en elke keer kry ek 'n vers by die Here of Pastoor Richard en my maak het ook al 'n paar keer iets gesê wat dit het vir my moed gegee en die einde Oktober toe 12:00 in die nag stuur die tannie wat my naels doen vir my 'n werk en ek dog toe maar ek het al voorheen daar aansoek gedoen en ek het nie die werk gekry want ek het nie genoeg experience gehad nie. En ek los dit toe en toe die maandag bel die tannie my weer en sy sê hoorie doen aansoek, maar sy weet nie die donderdag aand voordat sy dit gestuur het ek by die Here in my droom het ek in die kar geklim. Ons was by die petrolstasie en ek het in die kar geklim en my pa sê vir my, jy moet net vir die Here vra vir wat jou hart begeer, soos wat hy sê in die Bybel. En ek los dit toe en die tannie bel my, sy sê jy moet apply, ek ken die vrou, ek gaan haar nou bel. En toe ek apply, toe gaan ek vir interview. Volgende dag sê sy vir my, nee, ek moet nog 'n interview doen met die ander mense van die Kaap. En toe die volgende dag toe ek weer die interview saam met die ander vrou en die man. En toe 'n uur later, ek sê vir my pa, ek weet nie, hulle vat nou 'n bietjie lank. Toe bel hulle my, toe sê hulle vir my, ek het hierdie werk gekry. En ja, dis dit. Amen. Wonderlik, van die Kobie. So wat 3 weke gelede bel my suster my en sê vir my, Kowe, jy moet asseblief bid vir Sandra. Dis 'n vriendin van haar. Hulle het hulle laat kom vir haar en haar dogter, want hulle gee vir haar 2 ure om te leef. Johanna en Lizelle sit toe en bid in die kar, ek sit en bid by die huis. 2 ure daarna kom die dokter daan, hy kon nie verstaan hoekom sy nog lewe nie. By ouend begin hulle om vir haar minder suurstof te gee, van die masjiene begin afval en so aan. Nou wil die dokters toets om uit te vind, hoekom is sy nie dood nie, wat het gebeur. Toe sê Johanna, sê vir hulle, ons het gebid, maar nou het sy 'n dogter, Leanne. Leanne glo glad nie in God nie, soos in glad nie. Nou wil Leanne weet, nou hoekom het die dokter gesê, my ma gaan dood en my ma is nie dood nie. Sy is bly, sy is nie dood nie. Toe sê Lizelle,
Omdat ons 'n God het. Ons het 'n Christus wat ons aanbid en ons het gebid en my ma is gesond. Amen. 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 Laaste enetjie. Hallo, ek is Waldi. Ek was 23 jaar oud gewees. En toe het ek my kind verloor. Ek wou myself gehang het. Ek het die tou om my nek gesit. Ek het in die boom gestaan, ek het gesprint. Voor ek gesprint het, toe sien ek haar kom my en om. En al wat ek vir myself gesê het, Waldi, moenie, God is lief vir jou. Amen. Ek het uit die boom uitgeklim. Toe ek op die grond kom en ek het rondgekyk. Ek het nie weer gesien nie. Ek het 'n vee opgetel en gesê, God is groot. Die Here sal ons survive. Ek was 'n draggie, ek was 'n alkoholist. Met God. Ek het weggedraai van God af. Ek het teruggegaan na God toe. God is groot en hy sterk. Amen. Ek was 5 jaar op straat. Ek was in Kreeusdorp op straat. Ek het rondgetrek. Ek was 'n hobo gewees. Hier staan ek vandag. Die Here het my op aarde teruggebring. En ek het hier buite karre opgepas, daar by die hospitaal. Laat 'n Indian na my toe kom en sê sy pa gaan dood. Gaan bid vir hom. Hier's vir jou R200. Ek het gegaan, ek het gaan bid. Hy het my getik en gesê, die Here het my geseën. Laat 'n Indian wat nie glo in God nie, vandag glo hy in God. Amen. 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 En die wonderlikheid is, ons het hom onlangs gedoop. Kan ons die Here lofoffer gee in hierdie plek vanmôre. God is groot, God is goed en hy doen wonderwerke. Moses stood on a mountain, waiting for you to pass by. Look what God did. He put your hands over his face, so in your presence he wouldn't die. And all of Israel saw the glory, and it shines down through the age. And now you've called me to boldly seek your face. Show me your face.
is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Glory, Jesus. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Declare His glory is here. Your glory is tangible in this place. And I know, Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. we sing Jireh. Yahweh, Rapha, He is Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Will manifest Himself. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Lord, Thank you, God. you are the great healer. Yes, you are. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the middle of town, in the thick of storm, you say, look up to where my help comes from. If everything around us says there is no hope, you're never gonna let go of the hem of your robe. God, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. We will trust you, Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. We're standing on your promise, the foundation of your word. Everyone is here who comes before you, Lord. We're leaning on your power. You do what have been done. Even now or forever, you
Lord, you heal all depression, every family, every heartbreak. Lord, you heal. You're gonna do it. You're gonna do it. Jehovah Rapha, you know you will. You're gonna do it. You're gonna do it. Jehovah Rapha, we know you will. Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. We will trust you. We will trust you. Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. So yes, God Jehovah, mighty God. Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. Let's just raise our hands and sing it. We will trust. We will trust you. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha. you're our healer, you and you alone. Say it one more time. Say it one more time. God Jehovah, God Jehovah, Jehovah Rapha, you're our healer. you're our healer, You and you alone. we will trust. We trust you, God. Jehovah Rapha, you're our healer, you and you alone. Vader, ons kan net staan met dankbaarheid vir dit wat u vanmôre in hierdie aanbiddingsplek gedoen het. Ons eer u daarvoor. Voordat ons gaan afsluit vanmôre, elke man en vrou, elke jongeling, elke senior burger wie vanmôre in die geloof na vore gekom het, wie gesalf is. Ek wil jy met my mooi luister. Ek en jy kan dit wat God in jou lewe wil doen en reeds gedoen het, ons kan dit kanselleer. Met die woorde van ons mond, met die gedagtegange van ons gedagtes. Jy het uitgekom vir 'n wonderwerk. Jy weet wat se wonderwerk jy hier voorkom staan het. Roep dit aanhoudend, spreek dit totdat dit manifesteer. Roep dit wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Want by God is niks onmoontlik nie. Ek en jy plaas die beperkings. En is baie keer deur belydenisse wat uit ons mond uitkom, gedagtes wat ons dink. En as die Here vir jou voorsien en jou wonderwerk realiseer, moet nie stil bly daaroor nie. Kom deel dit met ons. Stuur vir ons 'n e-pos, stuur vir ons 'n WhatsApp of wat ook al. Ons wil weet, ons wil God se naam groot maak in dit wat God in jou lewe en vir jou lewe gedoen het. Kan ek 'n amen hoor? Amen, amen, amen. Aan ons musiekbedieningsspan Connexing, dankie. Dankie vir hulle ingesteldheid op die werking van die Heilige Gees. Daarsonder sal hulle eintlik maar net kunstenaars wees.
En dit is nie wat ons wil wees nie. Ons wil instrumente wees bruikbaar in die hande van God. Woensdag aand gaan ek voort om te praat oor die Iran-Amerika-Israel oorlog. As jy woensdag aand nie hier was nie en jy het ook nie gestroom nie, woensdag aand se bediening is op YouTube, gaan luister asseblief daarna. Komende woensdag aand gaan ek nog bedien en die woensdag aand daarna, so nog vir die volgende 2 woensdag aande vanaf 7 uur tot so net na 8 gaan ons hier in die auditorium wees. Baie dankie vir almal wat woensdag aand hier was. Ek was verras gewees om soveel mense hier te sien. Kom ons stap vanmôre hier uit. Kom ons gaan lewe hierdie week Christus en ons kom terug volgende Sondag en ons kom maak die naam van die Here groot. Terwyl jy so staan, wil ek net ook vra dat indien daar enige iemand is wat vir die heel eerste keer vanmôre saam met ons aanbid het, as dit jou heel eerste keer is, ons nooi jou om nou na afloop van hierdie diens na die Connect Zone, dit is die saal, die kerksaal te gaan. Daar teen die mure is woorde wat geskrywe is, you belong here. Daar sal mense wees wat daar vir jou wag. Hulle wil jou graag ontmoet. Hulle wil graag vir jou 'n brosjure gee. Ons sal graag jou inligting wil hê en jy kry 'n gratis heerlike cappuccino. So, voor jy in jou kar klim, voordat jy ry, gaan maak gou 'n draai daar. Die res van die gemeente, die koffiewinkel is oop. Gaan kry gou iets om te drink. Bless mekaar, seën mekaar. God seën vir u. Ons gaan nou die Here seën met ons 10de bydraes, ons offergawes. Hulle gaan 'n laaste lied sing. Daarna die seën van die Here en dan verdaag ons. God seën vir u. To the atmosphere, Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray. Calling on the power of heaven, I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. The enemy has no rights to come near my family. No scheme could ever undo God's plans. No matter the circumstances, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven, I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus.
the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. When the enemy comes here, on the doorframe of my life is the name of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. Every key to every victory, I hold in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kom ons ontvang die seën van die Here. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. God is great, give him all the praise. Hallelujah, name above all names. Fire in his eyes, healing in his veins. Everywhere is glory on display. Take a look at